Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dis tyd om na die grootste stories van die dag te kyk in ons koerante segment saam met Gert van der Westhuizen. Gert, dis heerlik om jou 'n bietjie op eie bodem te hê. Jy het 'n bietjie rondgerits van Aardklop tot die Woordfees tot Luxemburg en jy's amper weer op pad. So ons is bly jy het gou hier kom stil staan voor die wind jou weer wegwaai. Nee, ek hoop ek kan nou 'n bietjie bly so aan. O, is dit? Is die beursie, is die fondse nou eers bietjie Ek het nou leeg? niks meer geld oor. Maar goeiemôre, dis goed om julle weer te sien. Ek het eintlik verlang na die groot ontbyt nie. Dit voel vreemd om terug te wees. Ek bly sommer die hele dag hier. Ag, wonderlik, Gert, jy's welkom. Jy is 'n media man so na ons harte en in ons kraam. Hoorie, kom ons begin met die slegte nuus van die tieners wat oorlede is en beseer is in Westbury in Johannesburg. Ja, dis nou jammer mense begin met so 'n storie nie, maar daar's 2 tieners dood en 4 beseer in Westbury en wat hulle dink bendeverwante geweld is. Dit wys vir jou bende geweld is nie net tot die Wes-Kaap dele beperk, die Kaapse vlakte beperk nie, jy weet. En dis nogal kommerwekkend dat jy weet die skieterye gaan net so aan. Ek dink die naweek in Filippi sal weer 6 mense doodgeskiet as ek dit nie mis het nie. En ek het onlangs 'n boek gelees van 'n kenner oor menseregte in oorlog en hy sê noem Suid-Afrika en Brasilië nog 1 of 2 lande, ek dink ander lande is ook in Suid-Amerika as lande waar daar nie 'n oorlog is nie, maar daar gaan meer mense dood per dag as in 'n oorlogsgebied. Ja. En hy sê dis as gevolg van hierdie tipe goed. En die bendes wat die amok veroorsaak is gewoonlik baie beter bewapen, baie beter georganiseerd as die wetstoepassers nie. Dis 'n groot probleem waarmee ons sit. En Gert, dit is vir my so 'n hartseer storie. Ons het nou ook gesien met 'n uitstekende dokumentêr wat gemaak is oor juis bendegeweld in Westbury. En sy naam is Jan Bloed, wat die verhaal van Alistair Fortuin volg wat vir 23 jaar in die tronk was en toe is hy vrygelaat en hy het nou tot bekering gekom. En hoe hy teruggaan na die plekke toe waar hulle mense doodgemaak het en waar hulle bendegeweld gepleeg het. En dis so hartseer om te sien, dis 'n maatskaplike probleem inherent, dis 'n vaderlose probleem inherent. Hy sê dis een van die grootste oorsake daarvan en dis asof die staat net nie omgee daarvoor nie. Dis asof hulle nie na die binnekant van daai bendegeweld van daai armer gebiede toe wil gaan om die bendegeweld op te los nie. Dit op die boergrond sê hulle ja nee, ons sal geen steen onaangeroerd raak nie en ons sal die mense vang, maar dit is so 'n groot maatskaplike ekonomiese krisis wat ek so groot behoefte het dat hulle daarin wil investeer in plaas van in groter karre en ander onnodige goed. Natuurlik so aan en dit is nie net die polisie se plig om dit te bekamp nie. Dit is soos jy sê, dis 'n soos hulle altyd sê, whole of society probleem. Die hele samelewing moet kyk daarna, want bendes verskaf, soos jy sê, vir mense wat geen inkomste het nie, verskaf hulle 'n tuiste, jy weet, dit laat hulle tuis voel. En baie mense sien, kyk op na die bendeleiers, jy weet, om nou swak Afrikaans te gebruik, hulle beskou hulle as helde, en jy weet, van die bendes onthou ek in die tyd van COVID, het hulle ook hulle self ingegrawe in die gemeenskappe deur vir hulle kos en goeders te vat. So dis 'n baie groot probleem, jy weet. En dit gaan nie binnekort opgelos word nie, maar iewers moet daar 'n begin gemaak word. Soos ons met so baie goed in hierdie land sê. En dis baie waar wat jy sê, ons gee aan al die verkeerde goed aandag. En daai net 'n laaste ding daaroor, daai jong kinders wat uiteindelik by bendes betrokke raak, doen dit want dis die enigste manier wat hulle 'n vaderfiguur kan beleef. Alistair Fortuin se eie seun was ook tronk toe want hy het gesê dis hoe hy naby aan sy pa kan wees. Ja, natuurlik nie. En jy weet dis vir baie mense 'n oplossing in hierdie tye van werkloosheid. Die bendes kan jy weet verskaf aan mense in daai opsig ook 'n inkomen wat baie jammer is. Ja. Maar dis nou maar 'n probleem waarmee ons sit en ons sal regtig 'n plan daarmee moet maak. Ja. Gert, dan sê die president swart ekonomiese bemagtiging is hier om te bly. Ja, hy sê so Jennifer, hy sal nie van Net omdat die DA nog nie 'n beter voorstel gegee het. Nee, die DA het nou 'n voorstel gekom wat volgens hulle beter is, wat hulle jy weet hulle wil 'n bietjie kyk dat swart ekonomiese bemagtiging ander goed, jy moet ander goed ook nakom, so jy moet werk skep vir mense en jy moet allerlei sulke goed doen. Maar die regering klou nou vas aan swart ekonomiese bemagtiging. Dis nou sy groot ding. Jy weet ek het vroeër die week met Pieter de Tooy gepraat oor sy boek oor Paul Mashatile. En as jy kyk hoe swart ekonomiese bemagtiging gebruik word vir hierdie, soos hulle dit noem, extraction van regeringsfondse en al daai tipe van goed. Dit lê aan die wortel van hierdie syndikaate en goeder. Jy weet daar moet regstelling wees vir onregte in die verlede, maar dit moet oordentlik gedoen word. En die regering is vir my so hardkoppig dat hy net eenvoudig glad nie na ander mense wil luister en kyk of hy dit beter kan doen nie. Ja.
ons moet tog 'n middeweg iewers kan vind, maar ons kan nie aangaan soos wat jy aangaan nie. Jy kan nie aangaan en kyk na die ekonomie en waar die land is en sê iets werk nie, want iets werk nie. So en dan moet jy duidelik gaan, okay, goed, hoe pas ons aan? Wat verander ons? Daar's duidelik korrupsie, daar's duidelik te veel tenders wat na dieselfde tipe mense toe gaan. Waar sit ons dan ander maatreëls ook dan in? Verstaan te gaan, as jy klaar tender gekry het of ek weet nie, 5 familielede van jou mag nie dan dit kry. Wat ook al die reëls is, maar daar moet aangepaste reëls tog wees. Daar moet tog reëls wees. Jy weet die Zondo-kommissie het vir ons op al hierdie goeie gewys. Jy weet daar's nog steeds politici wie se families en se naasbestaandes sake doen met die staat. Jy weet ons het nou gesien daai verskriklike ding wat by die Tembisa Hospitaal gebeur het. Nou moet jy weet nie, hier's nou so 'n woeste kultuur in hierdie land van kom ons noem dit nou maar 'n verbruikerskultuur by gebrek aan 'n beter naam. Nie net een Lamborghini is meer goed genoeg nie. Nee. Jy moet nou 4 of 5 hê. Hoekom wil jy meer as een Lamborghini hê? Wat bewys jy daardeur? En om te dink jy vat daai geld weg van mense wat die staat voor moet sorg, dit is geld wat die staat moet gebruik om mense gesond te maak. Dit is so gewetenloos. Maar ek dink swart ekonomiese bemagtiging, daar moet baie mooi gekyk word na die rol wat dit speel in hierdie korrupsie in die land. Jy weet, soos Pieter duidelik in sy boek uitwys, as mens nou die boek gelees het, jy nie baie moed vir die toekoms nie, maar ek dink mens moet kennis neem van daai goed. En mens moet die hele tyd daaroor praat. En jy weet, joernaliste soos hulle wat die ondersoeke doen wat wys op hierdie goed, is so belangrik dat dit gebeur. Hoopelik sal iemand ons hulle eendag daaraan steur of iemand sal vir 'n ander party stem of vir ander partye stem of die party sal self tot inkeer kom. Maar ons kan nie so aangaan nie. Dis net 'n bodemlose put basis. Ja. En dit is en die probleem van swart ekonomiese bemagtiging, dit bemagtig nie die mense wat bemagtig moet word nie. Dit maak net 'n klein elite baie ryk. Dis presies. Ja. So dit het 'n sogenaamde goeie naam waarom almal trippel. Ja. Maar die effek daarvan in praktyk nie wat is hulle absoluut veronderstel is om doelloos. dit te wees nie. Ja, soos Jennifer nou sê, jy moet 'n goue middeweg vind. Jy weet jy moet regtig behoeftige mense probeer ophef en behoeftige mense se lewens beter maak. Jy kan nie vir 'n aanhou nog 7 Lamborghinis koop. Nee, en Gert, ek voel net as die president in erns regtig voel mense moet, hy gebruik gereeld die woord upliftment. As ons regtig ernstig daaroor is, dan gaan jy ook kyk en gaan, maar maak ons 'n verskil. Het ons werkloosheid gestop. Ek sorg ons vir ons mense. Nie ons doen nie. So dan moet jy ook nie vir my sê ons gooi die woord net rond, maar daar die praktiese wys nie eintlik daar waar verskil mense se lewens is nie. Ja, Jennifer, partykeer voel dit of die regering in 'n ander wêreld as ons lewe, nie? Ja. En mense voel hierdie jy weet hierdie jargon wat hulle gebruik van upliftment en dit en dat en dit. Dis maar net praatjies. Want dit gebeur nie. Daar's goeie mense ook in die regering uiteraard en in die ANC selfs. En hulle doen goeie werk, maar die oorgrootste meerderheid, ek weet nie, dit is vir ons nogal 'n probleem wat ons op die oomblik het. Ek het nou gedog die regering van nasionale eenheid sal bietjie help daarmee. Dit help seker hier en daar 'n klein bietjie, maar nog nie genoeg nie, want die ANC besef nog nie, hy is nie meer die grootste party nie. En hy doen nog maar steeds wat hy lus het om te doen nie. Eugene Peterson wat vandag gebore is, die ou wat die message geskryf het gesê, I can't preach to the people if I don't walk amongst them. En daarom het hy tussen die mense gaan bly wat hy probeer lei het en vir wie hy 'n predikant was. Ek wens baie keer die regering wil dieselfde doen, nê? Ja, jy weet blitsbesoeke aan plakkerskampe help nie. Jy moet eintlik daar gaan bly. Ja. En jy moet na die openbare hospitale toe gaan en na openbare skole toe en jou kinders soontoe stuur. Dan sal jy tussen die mense. En in die middel van die bendegewelde. Ja, in die middel van die bendegeweld bly soos in die Kaapse vlakte waar mense na donker nie eens met die neuse by die deur kan uitstuur. Ja. Ons bly by die Kaap dan en die stof oor die Kaapstad marathon wat nog nie gaan lê het nie. Nee, die stof het nog nie gaan lê nie. Daar so aan die 24,000 deelnemers wat daar aangekom het en toe moes hoor die marathon is afgelas weens die sterk winde, maar nou is hierdie storie verduidelik deur die organiseerders hoe sterk die wind was, het dit goed plat gewaai en dit hou 'n gevaar vir die hardlopers in en is hulle plig om die hardlopers te beskerm. Hulle dink nou daaraan om die wedloop Mei maand toe te skuif wanneer die wind nie so erg is nie, maar nou is daar mense wat sê hulle moes geweet het voor die tyd die wind is so erg. En mense sê nou ook, kritici sê ook dit trek nou Kaapstad probeer nou een van die groot stadsmarathons word, jy weet wat dieselfde asem genoem word as die Parys, Berlyn of whatever marathon ook. Maar nou hierdie gaan hulle terugsit, maar die organiseerders sê nee, dit sal nie, dit wys nou net hulle gee om vir mense. Een goeie ding wat dan daarvan gekom het is die half ton kos wat geskenk is aan behoeftige mense. Ja, wat gebruik sou word by die marathon. Daar's klomp goeders van toebroodjies tot piesangs en lemoene en selfs hot cross buns en goeders is nou aan behoeftige mense geskenk. Dit bly net nog steeds hartseer om te sien hoeveel borgskappe en geld wat gegee is aan die padafsperrings en al die dinge
is nou net in die drein af, Ja, nee? en ek dink nou as jy nou 'n marathon hardloper van Johannesburg is en jy wil daar gaan deelneem, dan bespreek jy nou maar vir jou plek in 'n hotel 'n dag voor die tyd en 'n dag na die tyd en jy vliegkaartjies en al daai goed. So dis nogal taamlik baie uitgawes. Ek dink die mense wat nou weer wil deelneem volgende jaar sal nou nie toegangsgeld betaal nie, maar wat van die ander onkoste? Ja. Dis 'n groot ding nogal. Maar nou ja, mense se veiligheid kom seker eers. Ek weet nie, as die wind daar in die Kaap so woes waai, jy kan dit skaars loop, weet ek nie. Ja. Hulle is nou bang want goed het omgewaai, 10 penne is uitgeruk en so aan. So dit is maar 'n moeilike besluit dink ek. Ai, ek hoop maar die mense kon 'n ander paadjie kry om te draf daai dag, dat hulle net ontslae kan Ja, kan raak raak. van die frustrasie. Ja, dit het toe gefrustreerd moet jy wees, nee. Baie. Gert dan oor na Japan toe en hulle het nou vir die eerste keer 'n vrou aan bewind. Ja, Sanae Takaichi, sy is 64. Sorry, my uitspraak is nou nie wat dit moet wees nie. Sy was nou in 'n sy was in 'n heavy metal band, 'n tromspeler in haar jong dae gewees, maar sy is nou Japan se eerste vroue premier en daar in Japan lyk my is vroue nog nie, daar's nog nie genoeg verteenwoordiging vir vroue in leiersposisies nie. Jy weet ek wonder nou baie keer as jy nou kyk na lande wat nog nie vroue leiers gehad het. Nie soos natuurlik ons ook, jy weet, en ek dink nie in die afsienbare toekoms sal ons 'n vroue leier hê nie in Amerika wat nog nie 'n vroue leier gehad het nie. Dan wonder 'n mens nie, sit ons nie eers mis ons nie eers iets nie. Want ek dink regtig dit is goed dat vrouens wat in elk geval die meerderheid van die wêreld se bevolking is, dikwels leiers word en ek dink hulle kyk met 'n nou nie sê 'n sagter oog na dinge. 'n Ander oog. 'n Ander oog. Kom ons sê 'n ander oog, jy weet, maar jy weet Japan daar's groot geslagsgapings in Japan. Jy weet hulle het die 118de posisie uit 148 lande in die wêreld se ekonomiese forum se verslag oor geslagsgapings vir 2025 behaal. Maar ek dink sy is omtrent die 5de premier die afgelope 5 jaar, so ek weet nie hoe lank sy aan bewind gaan bly nie. Baie mense sê sy is 'n groot aanhanger van Margaret Thatcher, die Ierse vrou, jy weet, nie alles wat Thatcher gedoen het was nou natuurlik goed nie, sal baie mense in Brittanje vir jou vertel. Maar ja, kom ons hoop nou maar vir Japan hierdie een hou bietjie langer as gewoonlik. Dit is interessant, hulle praat natuurlik in 'n artikel ook van lande, jy weet, soos Noorwe, IJsland waar vrouens baie keer in bewind is en hoe goed dit doen, maar dat Japan bietjie anders is. Maar hulle praat ook dat sy eintlik redelik konservatief is. Ja. So alhoewel sy hierdie vroue premier nou is sy nie heeltemal vir alle vroueregte nie. Ook interessant, feministies nie. nee, ook interessant is dat sy baie teen China uitgesproke was en toe dit nou so 'n bietjie sagter gemaak het nadat sy verkies dit is bietjie moeilik, en bietjie moeilik daai balans te vind, daai ja. diplomatiek wat jy moet aanleer as jy seker nou maar die Ja, jy hoof moet is maar van die aanleer, business. jy weet, jy hoef nie noodwendig van mense te hou nie, maar jy moet nice met hulle wees. Maar nou sien ek sy's ook baie mense beskou as taamlik regs, want sy het ook daai monument vir die oorlogsmisdadigers besoek hier. Daar's mos nog 'n groot ontevredenheid oor Japan se rol in die Tweede Wêreldoorlog. So hopelik sal sy nou maar dit sal nogal interessant wees om haar vordering dop te hou. Ja, verseker. Hulle bespiegel ook haar terugbring of nie van die 19de eeuse wet wat vereis dat getroude paartjies dieselfde van moet deel. En dis vir my so snaaks. Sy's 2 keer getroud met dieselfde man. Ja. Die eerste keer het sy van aangeneem en die tweede keer het hy haar van aangeneem. Ja, dit is Maar baie redelijk interessant. feministisch. Ja, ek wil net besoek seker nou die 2 keer te trou om dit te doen. Die mens moet maar dalk die van net dubbel van hem maak. Maar Van die begin af. sy was gedetermineerd om dit te doen. Jy lyk vir my so, ja. Ons bly nog by politici en Sarkozy van Frankryk is tronk toe. Ja, hy het begin met sy 5 jaar lange gevangenisstraf want dit is met bedrog en onreëlmatighede met verkiesingsveldtogte uitgeld by Libië gesoek Muammar Gaddafi. Ek wonder hoeveel geld het die ANC by Gaddafi gekry, maar Ja. laat ons nou nie daarop ingaan, maar Sarkozy, vervolging. ja, dit is net hy's nou die eerste president van Frankryk sedert Pétain wat tronk toe gaan. Pétain is natuurlik tronk toe weens sy hele ry met die nasies tydens die Tweede Wêreldoorlog. Dit was taamlik ernstig, maar ja, dit is goed om te sien dat niemand bo die reg verhewe is nie. Ja. En dat almal moet tronk toe gaan. Ek wens dit is altyd hier by ons ook so, jy weet. Ja, ek weet nou nie hoe hy die tyd gaan omkry nie, maar ek sien hy neem 'n biografie van Jesus saam en die roman The Count of Monte Cristo, so dit sal hom seker 'n week of wat Rikkie vat om te lees. Hy sal 'n rukkie vat om weer daai te kon kry. Hy beplan om rustige leeswerk te doen. Ja, rustig gelees Ek hoor die tronk inwoners het hom aangepor in 'n positiewe manier toe hy daar aankom, né? Hulle was baie bly om nou in sy teenwoordigheid te wees. Maar ek sien hy gaan apart van ander bly Ja. en hy kan 3 besoeke 'n week ontvang en so dis eintlik 'n lang uitgerekte vakansie wat jy nou net in een klein plekkie sit. Ja, hulle sê want hy's in isolasie juis maar eintlik omdat baie van die mense in daai tronk terroriste is of verstaan so terreuraanvalle is. So hy moet maar 'n bietjie in isolasie wees. Ek sê soms ek het verwag dat iemand soos hy 'n opgeskorte vonnis. Ons hoor so gewoonlik die lyste opgeskorte vonnis. dis So die gewoonlik, feit dat hy wel 5 jaar tronk toe gaan
was ek nogal beïndruk Ja, geweest. dis nogal 'n streep wat hulle oorgesteek het nie. En ja, mens kan ook verstaan dat hy nie tussen ander mense kan aangehou word. Jy Ja. weet, ons altyd mense met 'n wrok of jy weet, jy kry altyd iemand wat 'n leier wil doodmaak of iets van die aard. Maar nou ja, kom ons dit gaan nie vir hom seker te lekker wees. Nee. Ons hoop maar Carla Bruni skryf vir hom 'n liedjie. Sy kan hom 3 keer 'n week by hom gaan kyk Ja. en vir hom sin maak. Serenade. Gert, dan is die groot vraag, gaan die skietstilstand hou? Ja, dit is nou vir my interessant, die skietstilstand in Gaza. Lyk my dis die naweek was daar weer 'n bietjie probleme geweest. JD Vance is nou in Israel. Ja. Daar is nou berigte wat sê hy spesiaal soontoe gestuur om te gaan Bibi sit. Plek van babysit, want hy kyk dat Bibi Netanyahu homself gedra, want Netanyahu hou nie baie van die skietstilstand nie. Trump is natuurlik sê nog steeds die skietstilstand gaan goed voort, jy weet, en hy het baie hoop daarvoor. Jy weet, dis nou een van die min dinge wat ek dink Trump nogal goed gedoen het, want hy het 'n baie groot invloed op Netanyahu. Joe Biden het natuurlik geen invloed op Netanyahu gehad nie, want Netanyahu het hom eenvoudig nie aan Joe Biden gesteer nie. Ek dink nie Trump hulle moes al lank al die oorlog gestop het. Maar soos ons sal sien as ons kyk na Rusland, jy weet, Netanyahu het sy hand heeltemal oorspeel deur Qatar aan te val. Ja. Te maak hy klomp van Trump se bondgenote in die Midde-Ooste kwaad, en ek dink dit het die finale deurslag gegee dat Trump vir hom kon sê, kyk, nou stop jy dit. Ja. Nou op daarmee. Mense hoop tog dit kan nou hou, want ek sien daar's nog probleme met kos wat na Gaza toe moet gaan en baie mense wat terugkom by hulle huise wat verwoes is. So mense sal hoop dit kan net normaal aangaan en 'n mens kan beweeg na 'n blywende vrede toe, maar persoonlik het ek nie baie hoop daarvoor nie. Jy weet, ek sien, kyk, as jy kyk na die vorige ooreenkomste, dit het nie gewerk nie. En dis ook nie 'n goeie ooreenkoms dalk as die mense dreig sê doen dit of dat gebeur nie, jy weet. Ek dink mense moet goed doen omdat hulle dit wil doen, omdat hulle voel dis die regte pad vorentoe, maar kom ons hou maar duim vas. En die gevegte binne Gaza self tussen Hamas Ja. en ander lede nou, dis ja, Ja, sarseer. nee, kyk, want Hamas sal natuurlik probeer om weer die mag in Gaza oor te neem, jy weet, en daar was lank terug ook al gevegte met Fatah gewees, Ja. na 2007 toe Hamas die bewind oorgeneem het. Dit was taamlik woes geweest en Fatah is heeltemal omtrent daar uitgedryf. So ja, so Hamas sal nou maar probeer om sy spiere te bult, jy weet, en dit kan ook die vredesooreenkoms laat skade lei. Dan op 'n ligter noot waarvoor jy moet katvoet of ligvoet loop, is die leeuloop in Noordwes gepleeg tydens 'n vervoer van 'n leeu wat ontsnap het. Ek het julle daai video gesien van die leeu wat daar afgespring het. Die arme ding jammer gekry, gedink Ja. gaan sy bene breek, want dit is Ja. nogal taamlik hoog. Hy het hoog gespring Hy het hoog van daai gespring. tronk af. Maar hy is nou veilig en hy word goed versorg en hy het niks oorgekom nie. Ek het gedog hy gaan omtrent al 4 bene breek daarso, maar die departement wat nou betrokke is daarmee sê hulle sal 'n bietjie kyk of die vervoerpermit aan al die vereistes voldoen het, want hulle weet nie hoe die leeu uitgekom het daarso nie. Maar daar het nou baie stories op sosiale media natuurlik hier rond gedoen. Almal sê, "Ooh, leeu is los, 'n leeu is los." Jy weet. Ja. Daar loop 'n leeu los rond, maar lyk my dis darm nie so erg soos wat dit gemaak is nie. Ja, dis nou 'n lekker video op sosiale media vir die mense wat dit gedeel het, maar ewe skielik is almal soos het daai ouens die regte permitte Ja. gehad. Is die leeu veilig? Want dit is aan hoog van waar hy afgespring Kyk daar, het. kyk daar. aan Joh, dis Ja, die baie arme ding. gewig. Dis nou baie nie soos groot my gewig. katjie by die huis wat afspring en Nee, dis verstommend hoe hulle so groot is en dan gedra hulle nog soos ons katjies by die huise hulle gedra nie. Nee, dit is maar dit is mens word regtig oor die vervoer waarna hy was, hoe hy by 'n dak uitklim Ja, of by 'n wat ook dak al. Ek uitklim. verstaan wat Ja. is oop en Ja. hoekom is dit oop? Is dit vir lig, is dit vir ventilasie? Ek sal nou nie weet wat nodig is vir 'n leeu as jy hom vervoer het. Ja, maar kyk net, enige leeu wat sal enige kans hê op vryheid sal hy gebruik nie. Natuurlijk. Hoe klein ook al en dit het hy nou gedoen daarso. joh, Maar dis ek het die arme ding jammer gekry toe ek sien hoe hoog hy gespring het. Dit is regtig nog steeds vir my. Ja, ek sou dit nie doen nie. Nee, maar Ek sou maar eerder in die sleepwa gebly het. Ja, dis dan maar groteske pragtige dier. Ek sou Ja, dan 'n verseker dit pragtige is. ding nie. Gert dan, moenie vir Kai vra vir wie om te stem nie. Kiesers in Nederland hulle hou weer die einde van die baatverkiesing. Hulle is gevra om nie vir KI te luister om hulle vra nou vir KI vir wie om te stem. Kan jy nou glo mense maak al hoe meer staat op kunsmatige Vir wie om te stem? Ja, vir wie om te stem. Hulle sê die probleem is nou net daar in Nederland laat beveel KI jou aan om vir die uiterste partye te stem aan die uiterste punte van die politieke spektrum, soos hy party Vryheidsparty van Geert Wilders aan die regterkant en die Groen Party aan die linkerkant. Dit is nogal vir my nogal vreemd. Jy weet, ek het nou op pad hiernatoe toe dog kom ek kyk wat sê ons KI toe vra ek vir Meta, Ja. maar dis baie polities korrek. Hier is die partye, hier's daarvoor staan hulle. Jy moet self 'n besluit O, so hy sê dan vir wie jy Toe vra moet ek nou kies. vir Chat Ja. GTP of whatever hulle dit ook al noem.
Maar hy is 'n bietjie meer uitgesproke, alhoewel hy vir jou sê jou stem is 'n persoonlike saak, jy moet self besluit, maar hier is die partye, die ANC, dan sê hy nou waar die ANC probleme het, dan sê hy wat die DA goed doen, hulle regeer goed, maar hulle het probleme met al hierdie ander goedjies en hy sê die EFF is 'n radikale party wat onteiening sonder vergoeding voorstaan en so aan en dan sê hy net maar maak besluit nou maar self. Jy weet, so dis nogal interessant. Hy is daarom redelik Ja, dis redelik. Hulle diplomaties. sê daarom nog nie vir jou stem vir die of stem vir daai nie. Wel, dis beter as Apple se Siri, want toe ons destyds vir Siri vra, vir wie moet ons stem tussen Trump en teen wie het hy gestaan? Die vrou? Hillary Clinton. Nee, Ja. Harris. Kamala Harris, Of Kamala nee, Harris, ja. was Siri baie subjektief geweest pro Kamala Harris en teen Trump. Okay. En dit was duidelik geweest dat daar 'n voorkeur vir die een party en dis interessant. teen die ander een is. So dit was vir my baie interessant. Ek weet nie of hulle dit intussen verander het Ek wonder nie. nogal. En so hier's my interessant. Ons as mense veg so lank vir regte, sekere regte. Een van daai regte is om te stem. Vir hoe lank het vrouens geveg vir die reg om te stem? En dan gee jy daai reg waarvoor jy vir jare veg vir KI om te vir sê KI, vir wie moet ek stem want ek kan nie my eie brein gebruik nie. Dis verstommend vir my. Maar soos jy nou reg op Trump het nou al teen 2 vroue gewen. Hy het teen Hillary Clinton gewen en Kamala Harris. Ek het nou 'n boek oor die verkiesing gelees van verlede jaar. Hier maar daai demokrate het hom droog gemaak. Dis geen wonder dat Trump gewen het nie. Hulle het basies dis verstommend hoe dit en vir Kamala Harris net so kort rukkie gegee om nou 'n indruk te maak. Dis onmoontlik. Nou ja, dis geen wonder mense vra soms vir KI dalk nie, maar soos jy reg sê, dis 'n reg wat mense voor dood gegaan het. Dan gee jy dit sommer vir 'n stuk blik om vir jou te besluit. Smaak my kunsmatige intelligensie. Baie mense Ek het geweet dit gaan gebeur iewers. Moenie kom KI rondgooi nie. Ek sien dadelik die bees in die handskoen voor my. Maar in elk geval, kunsmatige intelligensie het my brein kunsmatig nou gemanipuleer en baie subjektief beoordeel vanoggend. Baie dankie dat jy hier was, Gert. Presies so. Mag jy 'n objektiewe diplomatisiese dag verder hê, hoor. Bly ingeskakel, ons gesels binnekort oor die Kaapstad se vleerkompetisie. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.